Dit weer uitprobeer. Dis 1 koppie meel, 1 eier, 2 koppies melk en dan kry jy min of meer 12 pannekoeke. Jy is baie lus vir pannekoeke, so jy wil hierdie bak. Jy maak jou kas oop en nou sien jy het 'n kilogram meel, so plus minus 6 koppies meel. Ag nee, 1 nie, 6. Juffrou, wat? 'n koppie is 250 milliliter. Is dit nie dieselfde as 250 gram, so dat jy 4 koppies meel nie? Dit is net waar as jy besig is met water. Dan is 1 milliliter 1 gram. Maar meel, melk, olie, enigiets anders is dit nie dieselfde ratio nie. Jy kan dit nie so gebruik nie. Ja, so jy resep sal flop. Anyway, so plus minus 6 koppies meel, ek het 'n bietjie opgerond. En jy krap in jou kas en jy sien jy het 6 eiers. En jy sien jy het 'n liter melk wat dieselfde is as 2 koppies. Nie 24. 4 koppies melk. Het jy al pannekoeke? Jy het nog nie begin bak nie. Jy het die resepteboek oopgemaak en jy het die bestanddele uitgehaal. So jy het nog geen pannekoeke. Okay. So, daarbo is ons resepie. Nou dat jy gaan kyk hoeveel goeders het jy elk, kan ek nou net alles bymekaar gooi en ek het pannekoeke. Nee, dit gaan nie werk nie. Jy gaan dalk scones kan bak, maar jy gaan nie pannekoeke kry nie. Okay, so wat gaan jy gaan doen? Jy gaan kyk, wat se een gaan my limit? As ek wil kyk hoeveel moontlik pannekoeke ek kan bak, dan gaan die melk my limit, né? En ek het baie meer eiers en baie meer meel. So dan gaan ek sê reg, ek kan al my melk gebruik. Hoeveel eiers gaan ek dan gebruik? Hoe het julle dit gedoen? Die ratio is 2:1. Maar so as ek 4 gebruik, gaan ek 2 gebruik hierdie kant. Nee? En hoeveel meel gaan jy gebruik? 2. En dan hoeveel pannekoeke gaan jy kry? Hoe weet jy dit? Die ratio is alles saam met 12 en as ons 2 keer almal is 24. Kyk, so daar bly 4 oor, niks oor en 24 pannekoeke. Nou dit is presies wat ons gaan doen in hierdie hoofstuk. Ons gaan 'n resep vat in wetenskap en ons resepte is ons gebalanseerde vergelykings. So ons gaan 'n resep vat, gaan kyk hoeveel goed het ek in my lab van daai chemikalie wat ek nodig het en dan gaan ek kyk presies hoeveel moet ek afmeet by hoeveel om whatever te kry. Is julle met my? Ja. Okay, goed. So het juffrou laas jaar met julle gedoen mol begin verandering einde of het sy die RICE tabel met julle gedoen? RICE, okay. Goed, so hier is die RICE. Was it RICE? Daar sê. Okay, so dit is wat ons hierso het. Berekeninge gebaseer op gebalanseerde chemiese vergelykings. Nou, hier het ons 'n gebalanseerde vergelyking. Stikstof plus waterstof gee vir jou maak ek lus om sweeties uit te deel. Swish. Sus. Ek sê nou net shush. Ja man. Maar nou nog 'n sweetie. 'n ander sweetie. Waar word ammoniak gebruik? Ja. Kunsmis. Waar nog? Ja. Skoonmaakmiddels. Nog een? Ja. Daar is ammoniak nodig. Nog een? Ja, brein. Dit ammoniak en of 'n mengsel van hom. Ek ken nie anders wat ek weet. Ja. Nee. Dis al. Geef toe in. Juffrou alles het wat gesê is niks sleg. Ja. Ek toe. En plofstof. Okay. Goed, nou hierdie proses se naam is die Haber proses.
Okay, hoorie. Haberproses. Dit is die van 'n Duitser wat dit ontdek het. Hallo. Dankie. Baie oulik, hoor. Hallo Ryan. Google. Kan ek jou tas maar neersit, raad van ander? Okay. Eet jy lekker? Vleit gou? Vleit gou? Ek het broodjies vir Ja, is dit jou draadjies? Ja. Cheese? Dis mooi. Okay. Goed. Haberproses. Okay. Dankie Laura. Okay. Alright, nou in hierdie gebalanseerde vergelyking kan jy sien 1 stikstofmolekuule nodig 3 waterstofmolekuules om vir jou 2 ammoniakmolekuules te gee. So daai getalletjie voor jou is jou mol verhouding. 1:3 gee vir jou 2. Maar jy kry ook jou massa verhouding. Nou kyk gou mooi daarna. Stikstof se massa is 14, maar 'n stikstof diatomiese molekuule, soos 14 maal 2 gee vir jou obviously 28. Kyk waterstof. Is 1 maal met 2 gee vir jou 2, maar hier staan 'n 6. So dis omdat hy met daai 3 gemaal het. So die massa verhouding het klaar die mol verhouding ingereken as jy die massas met mekaar vergelyk. Okay? So dis eintlik sy molêre massa verhouding. Nou jy sal sien ek gebruik nie baie die molêre massa verhouding nie want jy hoef nie. Maar daar is ander onderwysers of ekstra klasse of YouTube video of ou vraestelle of memos wat dit kan gebruik. So dis nie verkeerd nie. Jy kan dit net nie altyd gebruik nie. En daarom gebruik ek dit net nie. Dan die gasvolume. Kan jy sien dis die STP gasverhouding wat ons daar het en weer eens is die mol verhouding daar ingemaal. Maar dit kan jy net gebruik as jy by 'n gas is, obviously, en as jy by dieselfde temperatuur en druk is. So dit hoef nie STD te wees nie, maar dit kan, of as jy gasse het en dit is onder dieselfde temperatuur en druk, dan het Avogadro se eksperiment bewys dat jy die gasse met mekaar se volumes kan vergelyk. Ja. Want hulle reageer en dan vorm hulle hierdie en daai. Jy sê nie 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 molekules nie. Jy kry net 2 molekules. Kan jy so. Okay. Goed, so kom ons kyk gou hoe lyk 'n vergelyking daar. Dit sê, bepaal die massa suurstof afgegee wanneer 29,4 gram kaliumkloraat verhit word en heeltemal ontbind volgens die volgende vergelyking. Het ek al begin met vrae vandag? Ek het nog nie. Rico, wat beteken die woord ontbind? As hy opbreek, né? So hy breek op. Nou, Bernard, watter klou gee die woord heeltemal ontbind? Alles. So dit beteken, aan die einde het jy 0 van hom oor. Okay. Goed, so ons gaan begin hierso met 2 kaliumkloraat molekules, gee vir 2 kaliumkloried plus 3 suurstof. En julle werk met die RICE tabel. Okay, so ons molverhouding is 2:2 gee vir my 3. Nou jy sal sien, ek highlight altyd daai eerste 2 reeltjies, sodat dit uitstaan dat dit net jou resep is.
Dit is nie hoeveel jy het nie. Jy begin nie met daai waardes nie. Dit is net 'n resep. So dis anders as die res van jou tabel. Nou kort nie. Wat kan jy altyd invul sonder om eers 'n vraag te lees? Nee. Call a friend, ask the audience 50-50. Die molverhouding. Presies, dit is ingevul. Rico. Kry kennis besig om te bars. Ja. Wat ons aan die begin het en wat ons aan die einde het. Sonder om die vraag te lees, dan nee, maar 'n gedeelte van die antwoord ja. Jou initial waardes van jou produkte is altyd 0, want jy het nog nie begin nie. Die reaksie het nog nie begin nie. So jy het nog niks produkte nie. Okay. Dan, nou lees ek die vraag, nou sien ek hy ontbind heeltemal, wat beteken aan die einde is my reagens 0. Ek het net een reagent, so hy is alles opgebruik. Alwees as daar meer as een reagens is, dan moet ek nou 'n bietjie mooier lees. Goed, hierdie word genoem 'n mol-tabel, so jy mag slegs mol in hom invul. En hulle gee vir jou die massa. So ons gaan eers die mol moet gaan die massa gaan omskakel in mol. Sy molêre massa Lenae is wat? Dis nou weg. Is nou weg? Dan is dit seker klaar. Ja? Iemand al gecheck? Okay. Want ons is mos besig met kaliumkloraat. Ons moet nie die 2 vooraan buite. Nee. Okay, dan Louis, as jy die som doen, kry jy nie dit nie. Jy moet nie die 2 vooraan maal nie. Ek dink dit is 122. Ek het ook 122. En jy is besig met die molêre massa van die stof, nie die molêre massa verhouding nie. Dan Louis, wat kry jy? Nee, jy maal nog niks met niks se mol goeters nie. Niks. Ja. Dit het jy vat hierdie ene. Daar. En die 3 maal met suurstof. En 35.5, kloor is 35.5. Ek weet ook nie. Okay, so hy is 0.24. Geen molverhouding nog nie. Geen. 0. So nou. Aan die begin, initially, het ek 0.24 en aan die einde het ek 0. So hoe kom ek daar? Ek minus met 0.24. Aan die linkerkant minus jy, aan die regterkant gaan jy plus, want hier gebruik jy en hier maak jy. Okay? So daar plus jy. Nou, hierdie molverhouding is 2 tot 2. So dis easy peasy. As jy soveel gebruik het, dan gaan jy presies soveel bykry. En dan kan ek ons sommer voltooi 0 maal met 0.8 plus 0.24 gee vir jou 0.24. Maar hierdie molverhouding is 'n klein bietjie moeiliker. Sy molverhouding is 2 tot 3. So ons gaan sê goed, 2 kaliumkloraat molekules gee vir jou 3 suurstofmolekules. Die molverhouding is 2 tot 3.
Nou hoor my bewoording, jy moet my stem hoor in die eksamen. As ek 0,24 gebruik, hoeveel sal ek produseer? Kan jy hoor, ek maak hy streepie, ek skryf nog niks. So nou moet jy vir jouself vra, wat het ek gedoen van daar tot daar, en jy gaan nie vir my sê het geplus 1 nie, jy mag maal en deel. So jy gaan sê, ek gedeel deur 2 maal met 3. Altyd deel deur die ding aan die linkerkant, maal met die ding aan die regterkant. En as jy dit doen, dan kry jy 0,36. So jy het 0,36 daarvan gekry, so 0 plus 0,36. Jy kan nie burp nie, ou. Dit is 'n burp. Verskoon my mense. Is dit jou broer, Cameron? Wat is dit? Waar is Ryan? Wat gaan amper gesê? Alright, maar die vraag was nie slegte maniere. Okay. Die vraag was nie, wat is die mol suurstof wat gevorm het nie. Die vraag was, bereken die massa suurstof. Okay, nou, verstaan gou juffrou. Hoekom het ons die hele tabel gedoen? Hoekom het ons goeders gedoen met kaliumkloried as hulle niks eers daar gevra het nie? Want in graad 11 hoef jy nog nie die tabel te doen nie. Maar in graad 12 is daar 'n hele hoofstuk wat jy die tabel moet doen en hy tel 9 punte. Okay? So ons is besig om jou voor te berei daarvoor. So jy hoef nie die tabel te doen nie. Dit is baie keer 'n waste of time om die tabel te doen. Okay, maar ek gaan dit elke nou en dan doen net om jou in die oefening te kry van hoe werk die tabel. Okay, maar ons hoef dit glad nie te gedoen het nie. Ons kan net hierdie gedoen het. En dan sien ons hierdie is die mol en nou wil ons die massa hê. Massa is mol maal molêre massa 0,36. Suurstof is 32. Met wie wil ek praat? Kort nie. Hoekom maal ek met 32? Hoekom is suurstof nie 3 maal met 32 nie? Hoe moes ek nie verstaan daai sy molêre massa gemaak het nie? Jy wil sê ja. Want jy het reeds die verhouding gebruik. As jy maal met 3 weer, dan maal jy met 9 en dis nie wat jy moet doen nie. Okay. Goed. Reg, graad 11. Wat ek wil hê julle moet doen vir huiswerk. Julle is 'n klein bietjie agter die Engelse klas. Wat ek wil hê julle moet vir my doen, oepsie, vir huiswerk is vraag op bladsy 16. Ja, bladsy 16, vraag 11 en vraag 14. Nee, nie vraag 14 nie, sorry. Vraag 15. Vraag 11 en vraag 15. Nou wil ek net gou vinnig vir jou gaan. Die rede hoekom ek 12 en 13 ooplos is ek wil 'n eksperiment met jou doen, hopelik môre wat ek dit wys, die reaksies. Nommer 2. Tweede ding, vraag 11. Wanneer kalsiumkarbonaat verhit word, ontbind dit om dit moet wees ongebluste kalk en koolstofdioksied te vorm. Vraag 1, skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir die reaksie. Hoe lyk kalsiumkarbonaat? Hoe lyk ongebluste kalk? Hoe lyk gebluste kalk? Albei is wit. Sy formule. Vir 'n sweetie. Vir 'n sweetie, ongebluste kalk. Nee. Ja? Nee. Nee. Ja. Yes.
En 'n minus. En 'n minus weg. En koolstofdioksied?